Ek is Greta van Rensburg, 52 jaar oud, 'n skaapboer van formaat, al vir 20 jaar, en vir 12 jaar het ek 'n vleismerino stoet. Vir 33 jaar is ek my man se regterhand in die saaibedryf, sonneblom en mielies, en ook sy bonsmara kudde. Ons boer in Sannieshof omgewing, in die ou Wes-Transvaal, met die mooiste sonsondergange. Iets wat my baie na in die hart lê, is die mense wat vir my werk. Die dames wat vir my werk by my skape. Ek gebruik net vroue werkers by die skape. Hulle lê my baie na in die hart. En dan ook hulle veiligheid. My eie veiligheid, my man se veiligheid, my kinders se veiligheid, my kleinkinders se veiligheid. Dit is prioriteit. Ek wil graag hê ons omgewing en die plaas moet veilig wees. Ek wil dit moet veilig wees vir my mense. Ek wil hê hulle moet veilig kan huis toe gaan vanaand en hulle kinders moet veilig kan wees. Ons land se toekoms lê tog in ons kinders. Ons hele toekoms is ons kinders. Daarom moet ons omsien na ons kinders. Ons moet ons kinders kan veilig hou. Want sonder ons kinders het ons nie 'n toekoms nie. Daarom is dit vir my belangrik om vandag as 'n ma en as 'n vrou op te staan vir plaaslike veiligheid. Ons moet regtig kan hande vat as gemeenskap en omgewing en saam staan om ons omgewing en ons gemeenskap veilig te hou. Laat die platteland kan veilig wees. Laat dit kan lekker wees om hier te bly. Laat mens kan buitekant beweeg sonder om bang te wees vir aanslae van buitekant af. Ons moet regtig kan hande vat en saam staan om ons omgewing veilig te maak. Ek glo nie dit is net in die ou Wes-Transvaal waar plaaslike en landelike veiligheid 'n probleem is nie. Ek dink die hele Suid-Afrika gaan gebuk onder hierdie kommer. En dan in die ander asem, iets wat ook regtig 'n groot bron van kommer deesdae is veediefstal. Dis 'n misdaad wat deesdae hande uitdruk. Dis 'n gevaarlike misdaad. Die veediewe het vuurwapens, wat dit vir ons as boere baie gevaarlik maak. Boerdery is deesdae 'n groot uitdaging om veilig te boer, om winsgewend te boer, om jou goed te beskerm, om jou vee te beskerm. Dis regtig 'n groot uitdaging. En dit lê my baie na in die hart en is my 'n groot bron van kommer. Om te dink, ons moet hierdie aanslae elke dag trotseer. Wat gaan ons daaraan doen? Wat se planne is daar? Ons moet planne maak. Ons moet saam staan. Ons moet regtig groepe stig. Ons moet hande vat. Hande vat met ons opkomende boere, met ons medeboere, met jou bure. Ons moet WhatsApp groepe stig. Ons moet meer kameras opsit. Ons moet daadwerklik begin saamwerk met ons polisie, met ons speurders van die veediefstal eenhede. Ons moet ons mense en ons medeboere inlig oor tatoeëring, oor brandmerk. Jy moet jou beeste brandmerk. Jy moet jou skape tatoeëer. Want as daar by jou gesteel word, laat jy kan teruggaan en sê maar my bees was gebrandmerk, my skaap was getatoeëer. Dit maak dit net vir almal makliker om dan jou diere op te spoor en om dan die veediewe vas te trek. Ons moet regtig hande vat en dit 'n prioriteit maak vir ons almal, want ons almal werk hard. Ons almal se vee is vir ons belangrik. En dit is ons boerdery. Dit is jou lewe, dit is jou inkomste. Dit moet vir jou belangrik wees. Met ander woorde, jy moet jou kant bring. Jy moet jou deel doen.
Maar saam met dit moet ons saam met ons boere-unies, boereverenigings, polisie, speerders, moet ons alles in ons vermoë doen om ons landelike omgewing veilig te hou en om die veediewe vas te vat en die veediefstalbedryf hok te slaan. Dit moet stopgesit word. Dit kos die staat miljarde rande. Dit beïnvloed ons voedselsekuriteit. En dit moenie so wees nie. Ons moet dit hokslaan, ons moet dit stopsit. Ons moet hande vat. Ons moet planne maak. Want ek wil vandag as 'n ma en 'n moeder vra, ons moet ons kinders beskerm. Dit is waar ons toekoms lê. Ons moet regtig daadwerklik begin opstaan en ons stemme dik maak en van die staat vereis om 'n plan te maak teen veediefstal en plaaslike veiligheid.